Ek verwelkom jou by hierdie Shabbat boodskap. Dit is Saterdagoggend en ek eer Abba Vader dat ek op hierdie pragtige oggend, die dag wat Jahwe vir ons gegee het, op hierdie Shabbat met jou kan gesels. Dit is 'n absolute voorreg en baie dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. En ek wil vandag net die naam van Jahwe ons Elohim vereer en verheerlik. Nou ek het 'n boodskap vir jou. Ek het 'n belangrike onderwerp wat ek gaan hanteer, want as jy sien wat gebeur in hierdie wêreld en jy kyk wat rondom jou gebeur, dan besef jy dat dit is die laaste dae waarin ek en jy lewe. Dis 'n uitgemaakte saak. Ons is in die laaste dae en daarom moet ons bewus wees van wat die woord sê. Ons moet bewus wees van die nasies van hierdie wêreld en wat se rol hulle speel in die eindtyd. So mense, ek wil met jou hierdie boodskap deel en hanteer. En ons gaan so 'n bietjie na 'n paar verse kyk, gedeeltes in die woord. So ek wil hê dat jy absoluut gaan aandag gee op die woord van Skepper lewende God, want hierdie is belangrike inligting wat ek vandag vir jou gaan gee. So Jesaja hoofstuk 46 vers 9 en 10 spreek die volgende. Hy sê: "Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek Elohim is en daar is geen ander nie. Ek is Elohim en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen." Dis 'n pragtige gedeelte uit die woord uit en dit praat van wie Jahwe is en die feit dat van die begin af verkondig hy wat aan die einde gaan gebeur. So as jy jou woord lees en jy lees in die boek van Genesis en jy lees regdeur tot by Openbaring, dan sien jy wat gaan afspeel in die laaste dae. Dis hoe dit werk. Vader verkondig van die begin af wat aan die einde gaan gebeur. Dis hoekom die woord sê in die boek van Hosea, hy sê die boek van Amos, hy sê dat hy sal al sy raadsbesluite aan sy profete en sy diensknegte deurgee. So daarom moet ek en jy ag gee op die woord. En alles is opgeteken in die woord. Alles is opgeteken in die woord. So as alles opgeteken is in die woord, dan moet ons die woord bestudeer in terme van wat gebeur nou reg rondom die wêreld. En dan kan ons 'n bepaling maak van wat aangaan en hoe ver ons is in terme van die laaste dae. Nou wil ek jou vat na die woord in die boek van Daniël hoofstuk 2 vers 29. En hier sien Daniël 'n gesig wat hy van Vader ontvang. Hy sien iets wat Nebukadneser op sy bed gesien het. Vader gee vir hom die openbaring van hierdie droom van Nebukadneser en hy kom gee dit aan Nebukadneser en hier sê, voordat hy die verklaring gee, sê hy die volgende, hy sê: "Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur." Dis weer eens net 'n openbaring van wat Jahwe kom doen. Hy wys vir ons wat in die toekoms gaan gebeur. En die openbaarder van geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. So wie is die openbaarder van geheime? Dis nou natuurlik Jahwe. So as hy die openbaarder is van geheime, dan moet ons intap in sy woord, want in sy woord is daar geheime. Daar is openbarings wat ek en jy nog moet ontgin uit die woord uit. So koning Nebukadneser kry hierdie droom en nou vra hy vir sy mense, hoor hierso, wat is die verklaring van hierdie droom? Hulle moet vir hom die droom gee en ook die verklaring. En toe kom Daniël, hy en sy vriende bid en Vader gee vir hom die gesig, hy gee vir hom die visie, hy gee vir hom hierdie droom en wat dit beteken. So wat het hierdie koning gesien? Wat het Nebukadneser gesien? So Nebukadneser het hierdie beeld gesien. Ons ken dit in die boek van Daniël hoofstuk 2 en in Daniël hoofstuk 2 verduidelik hy wat hierdie koning gesien het, wat Nebukadneser gesien het. So goud, die kop van goud verteenwoordig Babylon en nou natuurlik die lyf en die arms
van silwer is die Mede en die Perse, en dan die onderste gedeelte, sy heupe van koper is Griekeland, en dan die bene van yster is Rome, en dan die voete met yster en klei gemeng is 'n verdeelde koninkryk. So dis wat Daniël vir Nebukadneser openbaar. Dis wat Nebukadneser gesien het, Daniël openbaar dit deur Jahwe, en hy kom wys vir hom wat hierna gaan gebeur. So hierdie dinge het reeds plaasgevind. So Daniël hoofstuk 2 vers 43 sê die volgende: dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster met klei nie meng nie. Alraai, kom ons gaan net gou terug. So hierdie verdeelde koninkryk, die yster en die klei, dis nou natuurlik die voete met die 10 tone, dis waar ons vandag lewe. Ons is in hierdie gedeelte. As jy die woord verder lees in die boek van Daniël, hoofstuk 2, dan sal jy sien dat daar is 'n klip wat loskom, nie van mensehande nie, en hy tref die verdeelde koninkryk, en hy verbrysel alles. Met ander woorde, dis 'n koninkryk wat nog gaan kom. Dis Yeshua se rotskoninkryk, en hy gaan vir 1000 jaar sy koninkryk hier op aarde vestig. So, hy sê hierso, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. So wat beteken hierdie menslike gemeenskap? Wat beteken dit? Jy sien, want die algemene verklaring is dat mense onder mekaar vermeng gaan word, so dis die saad van die mense, hulle gaan onder mekaar vermeng word, so daar gaan 'n vermenging van mense wees, so dis menslike gemeenskap. So, dis die algemene verklaring van die menslike gemeenskap, dat mense onder mekaar gaan trou, en onder mekaar gaan kinders hê, en daar gaan gemengde geslagte wees. Alright, so kom ek vra gou die vraag. Wat beteken menslike gemeenskap? Wat beteken dit? Jy sien, daar is verskillende betekenisse met betrekking tot menslike gemeenskap. So, ek het hierdie uitgehaal, want dis wat menslike gemeenskap beteken. Dit word gekenmerk deur onderlinge handeling tussen individue met 'n gedeelde kultuur en institusies. 'n Gedeelde kultuur. So hou daai mening, want ek gaan weer terugkom na hom toe. Want dit is belangrik wat ek hier uithaal. 'n Gemengde kultuur. Kan ek jou gou die vraag vra? Jy het 'n kultuur. Ek het 'n kultuur, ek is 'n gebore Afrikaner. Ek praat Afrikaans, ek het in 'n Afrikaanse huis groot geword. My totale familie is Afrikaans. So ek het 'n kultuur. Net soos wat die Afrikaners, die mense 'n kultuur het, en jou Engelse mense het 'n kultuur, jou nie-blankes, al jou verskillende nie-blanke groepe het hulle kultuur, so daar's klomp verskillende kulture. As jy gaan na Europa en jy kom in Frankryk, hulle het 'n kultuur. As jy in Amerika kom, hulle het 'n kultuur. So daar is verskillende kulture reg oor die wêreld. So net omdat ek dalk 'n blanke persoon is, en 'n Engelse persoon is ook 'n blanke persoon, beteken nie dat ons is dieselfde nie. Daar's 'n verskillende kultuur. Daar's kultuurverskille. So, menslike gemeenskap beteken dat daar is 'n gedeelde kultuur, en daar is 'n gedeelde institusie. So hou daai mening, ek gaan weer terugkom na hom toe, want dit is belangrik om hierdie te weet. So kom ons gaan kyk verder in die boek van Daniël. So Daniël hoofstuk 7 sê die volgende. Daniël hoofstuk 7 vers 2 tot 3. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel, het die groot see in beroering gebring, en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. So wat sien Daniël? Daniël sien dat die 4 winde van die hemel het begin beweeg. So, wat is die 4 winde? Dit is nou natuurlik die noorde, die suide, die ooste en die weste. So, Daniël sien iets hier.
Hy sien dat uit die noorde, uit die suide, uit die ooste en uit die weste gebeur daar iets. En dit bring die groot see in beroering. Nou, as jy kyk in die boek van Daniël en ook in die boek van Openbaring, as hy praat van die see, dan praat hy uiteraard van mense. So daar is diere wat uit die mense uit opstaan. In ander woorde, nasies, kulture, uit die mense uit. So dit kom uit die groot see uit en dit praat van mense. So wat gebeur onder die mense? Onder die mense is daar 'n beroering. So hy bring die mense onder 'n beroering. In ander woorde, daar's dinge wat gebeur in die nasies, wat die nasies onder beroering bring, en uit hierdie nasies wat onder beroering is, staan daar 4 groot diere op. En die een is verskillend van die ander. So uit die groot see, met ander woorde, uit al die nasies, uit al die mense uit, staan daar 4 groot diere op. So die 4 winde verteenwoordig die 4 verskillende rigtings wat op hierdie wêreld is. So eintlik praat dit van die nasie uit die noorde, 'n nasie uit die weste, 'n nasie uit die ooste en 'n nasie uit die suide. So dis waarvan hy praat, maar hy praat ook van die feit dat dit is winde. So wind hier, die betekenis van wind, jou Hebreëse woord is ruach. So ruach beteken die asem van Jahwe, dit beteken die gees van Jahwe. So hierdie winde, ruach, kan ook die gees wees, maar dis nie ruach hakodesh, die heilige gees nie, dis 'n bose gees. In ander woorde, dis die tydperk waarin ons lewe, waar daar baie meer demoniese aktiwiteite begin betrokke raak, en daar is demoniese werke besig om plaas te vind oor die nasies van die wêreld. En dit bring die groot see in beroering. So met ander woorde, die wêreld is in beroering vir wat aangaan en wat gebeur. En daar is 4 groot diere wat uit die see uit opklim. En die een is verskillend van die ander. So, wat het Daniël gesien? Wat is hierdie diere en wat verteenwoordig hulle? So Daniël sien hierdie diere kom uit die see uit. Die eerste dier lyk soos 'n leeu en hy het vlerke. Die tweede dier is 'n beer en hy het 3 ribbes in sy mond. Die derde dier is soos 'n luiperd en hy het 4 koppe en hy het vlerke. En dan die 4de dier is 'n verskriklike dier. Hy lyk verskillend van al die ander en hy het 10 horings. So dis wat Daniël sien hierso. En wie is hierdie diere? Wat verteenwoordig hulle? So hierdie 4 diere verteenwoordig nasies. Nou die algemene verklaring is dat die leeu is Babylon, die beer is Mede en Perse, en dan die luiperd is Griekeland, en dan die 4de dier, weet ons nou natuurlik, is die Antichrist. So dis die algemene verklaring met betrekking tot hierdie 4 diere wat uit die see uitkom. Maar ek wil vir jou wys uit die woord uit dat dit is wel nie die geval dat dit die verklaring is wat ons kan vat uit die woord uit van wie hierdie diere is nie. Ek wil dit so 'n bietjie nader bring in vandag se tyd, in die tydperk waarin ons is. Want jy sien, daar is sekere dinge wat besig is om te gebeur reg rondom ons. En daarom moet ons die regte verklaring maak in terme van die woord. So wie is hierdie diere? So hierdie diere is nie Babylon, dis nie Mede en Perse en is nie Griekeland nie. Okay, so maar hoekom sê ek so? Hoekom sê ek dit? Want Daniël hoofstuk 7 vers 17 sê die volgende. Hy sê hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. So hierdie 4 konings sal uit die aarde opstaan. So kan ek jou gou die vraag vra? Jy sien, want dit moet nog gebeur. So as Daniël skryf en hy sien hierdie goed, waar was Daniël gewees? Hy was in Babylon. So Daniël was in Babylon. En as jy kyk die tydperk wat Daniël hoofstuk 7 geskryf is, was dit baie naby aan waar die Mede en die Perse oorgevat het, waar hulle Babylon ingeval het en hulle het oorgevat. So Daniël was in Babylon toe hy hierdie geskryf het, toe hy hierdie gesien het. So Daniël sal nie sê maar hierdie 4 konings sal nog opstaan uit die aarde as die leeu dan Babylon was.
So, as die leeu Babylon was, sou Daniël iets anders te gesê het. So hierdie 4 diere is nie Babylon, of Mede en Perse, of Griekeland nie. Nou, hoe weet ek dit verder? Want jy sien in Daniël hoofstuk 8, sien Daniël 2 diere. Hy sien 'n ram met 2 horings, en hy sien 'n bokram met 1 horing. So wat beteken dit? Wat beteken dit wat Daniël sien in Daniël hoofstuk 8? Hy gee die verklaring. Daniël gee die verklaring in Daniël hoofstuk 8 vers 20 tot 22. Kyk wat sê Daniël. Hy sê die ram wat jy gesien het, met die 2 horings, is die konings van die Mede en Perse. OK, so die Mede en Perse word uitgebeeld as 'n ram. So dit kan nie wees dat Mede en Perse die beer is nie. En die harige bok is die koning van Griekeland. OK, so Griekeland word uitgebeeld deur die bok. So die luiperd met die 4 koppe kan nie Griekeland wees nie. Want hier sê Daniël dit, en die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning en dit het gebreek en is in 4 in sy plek opgestaan. 4 koninkryke sal uit sy volk opstaan, maar nie met sy krag nie. En ons weet, in terme van die geskiedenis, het dit gebeur. Daar was 4 konings wat saam met die Griekeland opgestaan het. So, dit het reeds gebeur. So, waarvan Daniël praat, en dit wat hy sien in Daniël hoofstuk 7, is nie Babylon nie, dis nie die Mede en Perse nie, en dis nie Griekeland nie. Hoekom sê ek verder so? Hy sê, want Daniël hoofstuk 7 vers 4 sê, die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef is, soos 'n mens, en op 2 voete neergesit is, en daar is 'n mense hart gegee. Alright, so dit is wat Daniël sien met betrekking tot die eerste dier. So die eerste dier lyk soos 'n leeu, hy het vlerke van 'n arend. So hier is spesifieke meldings wat gemaak word aan spesifieke diere. So hy lyk soos 'n leeu, hy die vlerke van 'n arend, dan word die vlerke van hom uitgeruk, hy word 'n mensehart gegee en hy word geplaas op 2 voete. So wat beteken hierdie? So die eerste dier verteenwoordig Amerika en Brittanje. Die eerste dier verteenwoordig Amerika en Brittanje. So die moderne simbool van Brittanje is 'n leeu. Die moderne simbool van Amerika is die arend. So dis wie hulle is. Die moderne simbool van Brittanje is die leeu, die moderne simbool van Amerika is die arend. So wat het verder gebeur? Brittanje het ontstaan in 1707, dis wanneer Brittanje ontstaan het. So Engeland bestaan al vir 'n lang tyd, maar die Verenigde Koninkryk van Brittanje het ontstaan in 1707. Amerika was onder die bewind gewees van Brittanje. En Amerika kry sy onafhanklikheid van Brittanje in 1776. Brittanje was bekend vir hulle heerskappy oor die wêreld, en baie nasies was onder die beheer van Brittanje tot en met die 20ste eeu. So Brittanje was soos 'n leeu gewees wat verower het, en hy was baie bekend gewees, want hoeveel nasies of hoeveel lande was daar nie onder die bewind gewees van Brittanje nie. Selfs met Suid-Afrika. Suid-Afrika het sy onafhanklikheid gekry van Brittanje in 1961, op die 31ste Mei. So daar is soveel lande wat eers in die 20ste eeu sy onafhanklikheid gekry het van Brittanje. En hy het daar die ywer verloor om te verower. Brittanje het nie meer daai ywer om te verower nie. Brittanje het die beste vloot gehad, het die beste weermag gehad. Brittanje het absoluut beheer gevat oor hierdie wêreld, maar hy het daai ywer verloor, en dis wat Daniël hoofstuk 7 vers 4 sê. En daaraan is 'n mensehart gegee. So hy het nie meer daai leeugesindheid waar hy gaan om te verower nie. So die tweede dier, wie is die tweede dier? Die tweede dier is niks anders as Rusland nie. Want die moderne simbool van Rusland is 'n beer. So Rusland in sy sosialistiese, kommunistiese vorm ontstaan in 1917.
En onder Lenin en Stalin is baie mense doodgemaak. So as jy daai gedeelte lees, in Daniël hoofstuk 7, wat hy praat oor die beer, hy sê, en sê aan die beer, hy kan baie vleis eet. Baie vleis eet. So onder Lenin en Stalin is baie mense doodgemaak. So die derde dier is nou natuurlik Duitsland en die Europese Unie. So die luiperd het 4 koppe. Dit verteenwoordig die 4 Reichs of die ryke van Duitsland. So hierdie 4 Reichs, Reich nommer 1 was die Holy Roman Empire, regeer deur Charlemagne vanaf 1800 tot 800 tot 1806. Dit was die eerste Reich. Die tweede Reich is die Duitse Ryk, regeer deur Otto van Bismarck vanaf 1870 tot 1919. Die derde Reich is nou natuurlik Adolf Hitler se regering van 1933 tot 1945. En dan die vierde Reich is die Europese Unie vanaf 1958 tot tans, tot huidiglik. En die hoofde van die Europese Unie is nou natuurlik Duitsland en Frankryk. So en as jy gaan kyk na Duitsland en jy kyk na Frankryk en jy sal sien dat albei is goddelose nasies. Alhoewel daar gelowiges is, daar is Christene daar is gelowiges daar, maar Duitsland is 'n absolute goddelose nasie, dieselfde met Frankryk. Kyk wat het gebeur met 2024 se Olimpiese spele, die openingsseremonie wat daar plaasgevind het in Frankryk, want jy sien hulle is die leiers van die Europese Unie en hulle dryf die agenda waarmee hulle besig is. Hulle dryf dit. Dis hoekom hulle al hierdie goed gedoen het by die openingsseremonie en ook die closing seremonie van die Olimpiese spele. So al 4 hierdie Reichs het probeer om Europa te verenig onder 'n een wêreldstelsel van regering, van leierskap, van geloof en ekonomie. Al 4 hierdie Reichs. So hulle doelwit was om 'n wêreldeenheid te bring, om 'n een wêreldstelsel te bring. So die Europese Unie is vandag nog steeds met dieselfde plan besig, een wêreldstelsel. Dis waartoe alles gaan. So hoekom? Hoekom wil hulle een wêreldstelsel inbring? Sodat die 4de dier sy verskyning kan maak. So hierdie 3 diere wat uit die wêreld uitkom, uit die see uitkom, bring die wêreld in beroering. So wat gebeur met Amerika? Wat gebeur met Rusland? Wat gebeur met die Europese Unie? Dit bring die wêreld in beroering. As jy kyk wat nou in Amerika gebeur en jy kyk nou die ooreenkoms tussen Amerika en Rusland en wat plaasvind en wat die leier van Amerika, Donald Trump, nou besig is om te doen met Rusland. Dan kan jy sien dat hierdie goed is absoluut die vervulling van Vader se woord. So as hierdie 4 of hierdie 3 diere alreeds daar is, dan beteken dit dat die 4de dier is baie naby om uit die see uit op te kom. So die 4de dier is nou natuurlik die Antichrist. Dis niemand anderste as die Antichrist nie. So hierdie 3 diere het al reeds opgestaan, hulle bestaan reeds, soos hulle reeds bestaan en hulle is nou besig om die wêreld in beroering te bring, dan moet ons weet dat die 4de dier, die Antichrist, gaan binnekort sy verskyning maak. Kyk wat sê Daniël hoofstuk 7 vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad en dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. 10 horings. So met ander woorde, daar gaan 10 koninkryke wees, daar gaan 10 wêreldleiers wees. Met ander woorde, dit bring 'n vereniging
van die wêreldstelsel, 'n een wêreldstelsel met 10 konings. So, en dis alreeds wat gebeur by die Europese Unie, dis alreeds wat gebeur by jou summits, jou World Summits. Hulle wil al die wêreldleiers bymekaar bring, al die lande bymekaar bring onder een stelsel. En hierdie stelsel, in daai een wêreldstelsel, gaan daar 10 horings wees, daar gaan 10 konings opstaan, en hier sê die woord, in die boek van Openbaring 13 vers 1, hy sluit aan by die boek van Daniël hoofstuk 7. Hy sê in Openbaring 13 vers 1, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, hier sê Openbaring dit ook, met ander woorde, hierdie dier kom uit die mense uit op, met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. So wie is hierdie? Hierdie is die Antichrist. Dis die Antichrist wat opstaan. So hierdie nasies, Brittanje, Amerika, Rusland en ook die Europese Unie, gaan natuurlik 'n baie groot rol speel in die laaste dae en ook met die openbaring van die Antichrist. So ons moet 'n kykie hê oor wat gebeur in hierdie lande, wat gebeur, waarmee is hierdie lande besig, want die Europese Unie het hulle spesifieke rol, Brittanje het sy spesifieke rol, Amerika het sy rol en Rusland het sy rol. So hierdie lande, hierdie nasies speel 'n baie groot rol met die openbaring van die Antichrist wat gaan plaasvind. Kyk wat sê die woord, Tessalonisense hoofstuk 2 vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. So wie moet eers kom? Die Antichrist. Want jy sien, die tyd is nou ryp. As jy sien wat Amerika doen, wat Rusland doen, wat die Europese Unie mee besig is, dan weet jy dat die tyd is ryp vir die Antichrist om sy verskyning te maak. So voor die koms van Yeshua, wat moet gebeur? Die Antichrist moet sy verskyning maak. Dis wat die woord sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Waar kom die afval? Die afval gebeur reg oor die wêreld. Daar is 'n morele verval reg oor die wêreld. Daar is soveel boosheid wat toeneem. En die woord sê dit ook. Yeshua maak melding daarvan. Matteus hoofstuk 24 vers 12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal die liefde van baie verkoel. So met ander woorde, die ongeregtigheid vermeerder, die wetteloosheid vermeerder, daar is 'n verval reg oor die wêreld, en dan moet die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Daar was dinge wat 20 jaar terug reg was wat nou verkeerd is. Daar is dinge wat 20 jaar terug verkeerd was wat nou ewe skielik reg is. So ons sien 'n absolute verval reg oor die wêreld. So wat gaan nou aan by die Europese Unie? Waarmee is die Europese Unie besig? So afval beteken 'n wegbeweeg van die waarheid. Dis wat afval beteken. Dis 'n wegbeweeg van die waarheid. So die waarheid word absoluut verdoesel. Absoluut verdoesel. Jy kan 'n dokter nie meer glo nie, jy kan die medisyne nie glo nie, jy kan die media nie glo nie, want hulle is almal 'n klomp leenaars, hulle lieg vir 'n mens. Ja, daar is hier en daar is daar 'n dokter wat die waarheid praat, maar oor die algemeen, dokters is net daarop uit om geld te maak by jou, want hulle skryf eintlik net vir jou 'n lysie sodat hulle jou vol dwelms kan prop. Dis al. En jou medisyne, hulle lieg ook vir jou. En farmakia lieg ook vir jou. Hulle wil jou net op pille plaas. En die media lieg vir jou. Want oor die afgelope paar jare is daar soveel leuns wat in ons lewe ingeprop word, nie net oor die woord nie, maar oor die algemeen. Ek onthou my ouma en my oupa het baie oud geword. Hulle het gelewe tot in hulle 80's. En weet jy wat het hulle geëet? Skaapvleis, botter, room, rysvleis, aartappels. Hulle het van die grond af gelewe. Hulle het al hierdie goed geëet en hulle was gesond. En nou kom die mediese en sê nee, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dat eet nie, jy mag nie dit eet nie. En nee, ons moet nou die sout wegvat. En dan die oomblik as jy die sout wegvat, dan is daar 'n tekort in jou liggaam en dan styg jou bloed.
jou bloeddruk. En as jou bloeddruk styg en jy sit by die dokter, dan sê die dokter, ja, okay, hier is vir jou voorskrif, jy moet nou hierdie pilletjie druk. En ek moet nou vir jou hierdie pilletjie gee vir dit en daai pilletjie vir dit en jy het 'n tekort van hierdie en 'n tekort van daai. Weet jy waar kom die tekorte in? As gevolg van die feit dat ons verkeerd eet. Ons moet eet soos wat Vader se woord vir ons gee om te eet. So mense, die wêreld is besig om vir ons te lieg. Die media lieg vir ons. Almal lieg vir ons want daar's 'n afval, daar's 'n wegbeweeg van die waarheid. En nie net van die woord nie, van alle aspekte. En dan sonde is dan natuurlik wetteloosheid. So waarmee is die Europese Unie besig? Hulle is besig met sustainable development. Dis hulle goals. Ek het hierdie afgetrek van hulle website af. Dis Sustainable Development Goals. Dit kom van die Europese Unie af. So ek gaan net so 'n paar goedjies hier hanteer. Nommer 1, hy praat van no poverty. Wat beteken dit om no poverty te hê? Dis eintlik 'n kommunistiese stelsel wat hulle wil inbring. Om te sê no poverty. In ander woorde, hulle vat weg van die normale mense en hulle gee dit, hulle distribueer dit aan alle mense. In ander woorde, hulle vat jou regte weg, hulle vat jou besittings weg en hulle gee dit aan almal. Met ander woorde, almal is gelyk. Daar is nie 'n middelklas nie, daar's nie 'n hoë klas nie, daar's nie 'n lae klas nie. Daar is geen poverty nie. Met ander woorde, jy besit niks. En dis presies waarmee Suid-Afrika besig is. Dis presies waarmee die kommunistiese lande besig is. So dis die goals, die doelwitte van die Europese Unie om geen poverty te hê nie. Met ander woorde, hulle vat alles weg van almal af en almal is op 'n gelyke vlak. En dis 'n kommunistiese stelsel. Zero hunger. Wat beteken zero hunger? Dit beteken dat hulle gaan absoluut beheer vat oor al die kosse. Beheer oor al die kosse. En hoekom dink jy is daar so 'n aanval oor die plase? Want hulle wil 'n voedseltekort beïnvloed. En as jy kyk in Amerika, daar is 'n persoon in Amerika wat meer as 50% van die kosproduserende plase besit in Amerika. Meer as 50%. En hierdie persoon het 'n prominente rol gespeel in 2019-2020 toe daai inspuiting wat die mense moes gevat het, toe dit blootgestel word. Hy het 'n pertinente rol gespeel daarmee. So hierdie persoon is absoluut besig om oor te vat om die kos te beheer reg oor die wêreld, want as hy die kos kan beheer, kan hy jou beïnvloed. As hulle die kos kan beheer, dan kan hulle die kos kontamineer en hulle kan jou beïnvloed. So dis wat hulle wil doen. Good health and well-being. So, hoe gaan hulle dit bereik? Deur farmakia. Deur die mediese. En hulle wil vir jou sê en hulle wil jou beheer om te sê nee, jy moet nou hierdie drink, jy moet nou hierdie supplements vat en nee, ons voedsel bevat nou nie meer dit nie. So jy moet al hierdie supplements drink en hulle wil jou beheer deur farmakia. Quality education. So hulle wil beheer vat oor die educational system. Die kinders word beïnvloed reg oor die wêreld. Want as hulle die sisteem kan beheer, hulle kan die kinders beheer en hulle kan die kinders beïnvloed, dan het hulle 'n nuwe generasie wat opstaan, wat absoluut onder hulle beheer is. Want kyk wat gebeur in Suid-Afrika met die Bella-wet. Kyk wat gebeur reg oor die wêreld, waar hulle seker goed inbring, waar hulle op die ouderdom van 4, 5, 6 jaar oud kan leer van om seksuele omgang te hê. Dat hulle al hierdie goed kan leer op daai ouderdom, dat hulle naderhand kan leer van, hoorie so, ek kan maar kies wat sy geslag ek kan wees. So as hulle die kinders kan beheer, dan kan hulle die wêreld begin beheer. Gender equality. Gender equality, met ander woorde, die man en die vrou is gelyk in alle aspekte, en dit dryf eintlik die feministiese beweging. En nie net die feministiese beweging nie, dit dryf ook die transgender movement. So die feministiese beweging is om die regte van die man weg te vat, om die man se posisie weg te vat, want jy sien as die man nie in sy posisie is nie, dan het die vyand die wettige reg om die huishouding aan te val.
So die feministiese beweging gaan absolute verwoesting saai in die huishoudings en dan bring dit ook jou transgender movement in beweging. En wie is in beheer daarvan? Duitsland en Frankryk. Kyk wat het gebeur by die seremonie van die Olimpiese Spele. Hulle het dit absoluut uitgebeeld. So mense, daar is nog 'n klomp ander goedjies en ek gaan nou nie deur alles gaan nie, maar dit is alles die doelwitte van die Europese Unie en dit lyk op papier, lyk dit so mooi, dit lyk so goed en ag, dis great. Ons gaan 'n amazing wêreld hê. Nee, jy gaan onder die beheer wees van die stelsel. Met ander woorde, ons gaan begin om 'n toename te sien van die volgende. Ons gaan begin om te sien, daar gaan 'n toename wees vir 'n een wêreldstelsel, ten bate van vrede. Klink dit nie bekend nie? Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n verskriklike baringsnood hulle. So vrede en veiligheid. So ons met 'n een wêreldstelsel bring ten bate van vrede. 'n een geldstelsel ten bate van die ekonomie. 'n een geloofstelsel ten bate van diskriminasie, want jy sien, dis mos nou diskriminerend om te sê, daar is net een God, dis diskriminerend om te sê, dat Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, dis mos nou diskriminerend, want jy sien, dit sluit nou nie die moslim geloof in nie, dit sluit nou nie die hindoe in nie, dit sluit mos nou nie daai ene in nie. So daar moet 'n een geloofstelsel wees ten bate van diskriminasie. En dis hoekom die paus onlangs het hy opgestaan en hy het die volgende verklaring gemaak. Hy het gesê dat al die gelowe is 'n weg na God. So of jy nou 'n hindoe is en of jy nou 'n moslim is en of jy nou 'n Boeddha aanbid en of jy nou 'n New Age is of wat ook al hierdie gelowe is net 'n verskillende weg, 'n ander weg om by God uit te kom. So almal gaan hemel toe, of jy nou 'n moslim is en of jy nou 'n hindoe is, almal gaan by God uitkom. En dis 'n leuen. Want die woord sê daar's 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So daar moet 'n een geloofstelsel ingebring word ten bate van diskriminasie. En dan moet daar 'n nuwe wêreldorde ingebring word ten bate van algehele veiligheid. Want jy sien, daar is oorloë, daar is konflik reg oor die wêreld en om algehele veiligheid te bewerkstellig, moet daar 'n nuwe wêreldorde opstaan. So kom ek vat jou gou terug na Daniël hoofstuk 2. Daniël hoofstuk 2 vers 43 sê, dat u die yster gemeng het met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster met klei nie meng nie. So wat beteken menslike gemeenskap? Dis nou natuurlik 'n gedeelde kultuur. So kom ek wys jou gou, wat gebeur in Europa? Dis wat tans gebeur in Europa, julle weet dit, daar is 'n toevloei van immigrante in Europa en Europa is absoluut gevlad met jou moslim vlugtelinge en daar is net nie meer 'n etniese skoonheid of reinheid in die Europese Unie met betrekking tot hulle nasies nie. Hulle word so vermeng met 'n ander kultuur en dis nou natuurlik jou moslim nasies. Jy kan sien hier dis by 'n grens in Europa en daar is vlugtelinge en hulle word absoluut toegelaat, hulle vlug in, hulle kom met die honderde duisende wat hulle inkom in Europa. Ek sien 'n video onlangs van Nederland, hoe Nederland lyk, en een uit elke 10de persoon is 'n blanke persoon. Die res is almal anderkleuriges van moslimlande. En is dieselfde reg oor Europa. Duitsland lyk so, Frankryk lyk so, Brittanje lyk so. Daar is in die afgelope ruk is daar opskrifte gewees oor die media van wat gebeur in Engeland en Engeland het nie meer behuising om al die vlugtinge te hanteer nie en Engeland is absoluut onder druk van die moslems. Hulle is onder druk.
So wat vandag in Europa gebeur is 'n absolute vervulling van Bybelse profesie in Daniël hoofstuk 2. Want daar's 'n vermenging van die kulture. En hier kom 'n ander kultuur in. En nou word Sharia law word afgedwing op die Europese nasies, selfs in Engeland. In Engeland word dit nou afgedwing. Dan tydens Ramadan in Engeland word daar plakate en daar word borde opgesit met Koranskrifte en daar word goed opgesit van Allah en al hierdie goed wat in Engeland plaasvind en nou is die mense in Engeland in rep en roer want hulle sê maar ons is eintlik 'n Christen nasie. So hoekom moet ons in hierdie borde vaskyk van Allah en hoekom moet ons die skrifte lees van Koran en is groot borde wat opgesit word en daar is so 'n groot beweging van die moslim geloof in Engeland. So die moslim geloof vat oor in Engeland. In ander woorde, dis 'n absolute Bybelse profesie. Daar's 'n ander kultuur wat nou begin posvat in Europa. Want jy sien, Europa is eintlik jou Romeinse Ryk. Dis die Romeinse Ryk wat oorgevat het of in bewind was oor die Europese nasies en dit is wat nou plaasvind, ons is in daardie gedeelte, dit is die verdeelde koninkryk, die verdeelde Romeinse koninkryk, en daardie verdeelde koninkryk, yster en klei wat nie met mekaar vermeng nie, is hierdie kulture wat nie met mekaar meng nie. Want jy sien, my kultuur meng nie baie maklik met 'n ander kultuur nie. Jou kultuur meng nie baie maklik met 'n ander kultuur nie. So, wat gebeur nou reg oor die wêreld? Jy sien, met betrekking tot Amerika is die voorloper van AI-tegnologie. Hy's absoluut die voorloper. So, wie is in beheer, of wie is die grootste ontwikkelaar van AI in hierdie wêreld? Dis nou natuurlik Elon Musk. En Elon Musk is die voorloper, Amerika en Elon Musk is die voorloper van AI-tegnologie. En ons sien wat besig is om te gebeur met AI. AI vat oor in alle aspekte. So, en ons gaan binnekort sien hoe AI 'n groot rol speel in terme van die eindtyd. Amerika is die voorloper van die musiekindustrie. So, die musiekindustrie is absoluut demonies. En by die Grammys staan hulle op by die Grammys en hulle vereer vir Satan. Dus hulle doen dit oop en bloot. Hulle vereer vir Satan by die Grammys. En jy kan kyk met die uitbeelding wat op die platform is by die Grammys, kan jy sien die vrymesselaars tekens, jy kan sien wie hulle vereer en daar is 'n persoon wat 'n Grammy ontvang het, waar hierdie persoon opgestaan het en sekere mense bedank het en toe het sy 'n teken gegee en sy het 'n bedanking gemaak aan die Most High. En sy het 'n spesifieke teken gemaak, ek gaan nie die teken op kamera wys nie, sy het 'n spesifieke teken gemaak, wat die teken is van die Baphomet standbeeld, die Baphomet teken. In ander woorde, sy maak openlik melding van die Lucifer wat hulle aanbid, en hulle aanskou Lucifer as die Most High. Amerika is die voorloper van die filmbedryf, en by die Oscars maak hulle geen geheim daarvan wie hulle aanbid nie, hulle aanbid Satan. By die Oscars staan die mense op en hulle soos wat die aanbieder nou opstaan om almal te verwelkom, dan sê hy, "Welcome to Babylon." So hulle maak geen geheim daarvan wie hulle aanbid nie en waarmee hulle besig is nie. So as ek lees die boek van Openbaring en hy praat van Babylon, geval is Babylon, dan maak dit 'n melding van Amerika, want Amerika is die voorloper van al hierdie dinge. Amerika is die voorloper van die transgender movement. Alhoewel Donald Trump sekere goed geonderteken het, is daar geen vertroue in my hart vir wat hy doen en vir wie Elon Musk is nie. Daar's geen vertroue in my hart. Ek vertrou daai mense glad nie, want net so in 'n oomblik kan hulle omdraai en hulle kan 'n ander sienswyse hê.
So die wêreld word gekondisioneer vir die koms van die anti-kris. Die wêreld word gekondisioneer. So Amerika speel 'n rol, Rusland speel 'n rol, die Europese Unie speel 'n rol, en dis die diere wat ons sien wat uit die see uit opstaan. En jy sal sien dat selfs met Rusland wat 'n baie belangrike rol speel, gaan jy baie meer aktiwiteite sien in Rusland nou as ooit van tevore. So die wêreld word absoluut gekondisioneer vir die koms van die anti-kris. So hier kom die woord in Lukas hoofstuk 21 vers 28. En hy sê die volgende: As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So is hierdie dinge besig om te gebeur, verseker. Dis besig om te gebeur. Ons sien wat aangaan reg oor die wêreld, en ons sien dat hierdie 3 diere het alreeds sy verskyning gemaak. Hulle speel 'n pertinente rol in die eindtyd. 'n Pertinente rol. So, as ons sien hulle speel hierdie rol, dan moet ons weet dat die 4de dier gaan binnekort sy verskyning maak. Dis hoekom sê Lukas 21 vers 28, as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So ek wil hê dat jy, net of waar jy is, dat jy dit sal raak sien in jou gees. Dat jy in jou gees sal sien wie hierdie dinge, wat hierdie dinge beteken, en hoe dit besig is om af te speel in hierdie wêreld, dat jy in jou gees sal sien, dat die koms van Yeshua is so naby, dat jy net vir 'n oomblik, net in jou gees sal ervaar, maar hoorie, so ons is in die laaste dae, hierdie goed is besig om te gebeur. So terwyl jy dit sien in jou gees, terwyl jy hierdie siening het, waar jy sien, maar Yeshua is baie naby in terme van sy koms. Maar voordat Yeshua kom, moet die anti-kris ook eers kom. So hierdie goed is baie naby. So net vir 'n oomblik, wil jy dit nie net raak sien in jou gees nie. En kyk op, hef jou hoof op en sien dat jou verlossing is naby. Kom ons bid saam. Aba Vader, dankie. Dankie dat ons hierdie dinge kan raak sien in ons gees. Vader, dankie dat ons kan bewus wees dat hierdie dinge besig is om te gebeur reg rondom ons. Vader, hierdie wêreld is in gereedheid vir die koms van die anti-kris, maar Vader, help ons dat ons in gereedheid sal kom vir die koms van Yeshua. Vader, help ons dat ons sal wandel in die weë van Skepper lewende God, en dat ons nie sal agterraak in terme van genade, en dat ons nie sal agterraak, Abba Vader, in terme van dit wat gebeur oor die wêreld nie, maar dat ons 'n kykie sal hê in u woord. Vader, my gebed is, bring ons nader aan u woord. Vader, dat ons 'n dieper verhouding sal hê met die Skepper van hemel en aarde. Vader, want ons wil nie agterraak in terme van wat gebeur nie. Ons wil nie met ons broek op ons knie gevang word wanneer al hierdie goed gebeur nie. Vader, help ons dat ons die bewustheid sal hê en dat ons sal sien wat in die wêreld sal aangaan. Vader, want daar is 'n blindheid, Vader, vir ongelowiges. Maar Vader, ek bid dat u die sluiers sal aflig van ons oë en dat ons helder sal sien waarmee die wêreld besig is, en dat ons u woord sal raak sien. Lei ons, Abba, versterk ons in hierdie laaste dae waarin ons is. Vader, ek bid vir die salwing van God oor ons. Vader, terwyl die ongeregtigheid vermeerder en terwyl die liefde van baie verkoel, bid ek, Vader, dat die geregtigheid by ons sal toeneem en dat die liefde by ons sal toeneem. Vader, u woord sê dat die wat onreg doen, laat hulle nog meer onreg doen. Vader, die wat vuil is, laat hulle nog vuiler word. Maar Vader, my gebed is dat die wat regverdig is, dat hulle nog meer regverdig sal word. Dat ons wat heilig is, dat daar nog meer heiligheid in ons lewe sal wees, Vader. Dat ons 'n verskil sal maak in hierdie laaste dag. Vader, ons wil nie soos hierdie wêreld wat in duister gevang word, wil ons nie daarmee gevang word nie. Vader, u woord verklaar dat ons wandel in die lig en mag ons die lig raak sien vir hierdie tydperk waarin ons is.
Abba, dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord dit vir ons kom openbaar en dat ons oë kan oopmaak in terme van die laaste dae. Mag u verheerlik word in ons lewe, Abba. Mag u verheerlik word. Mag u opgelig word op hierdie Shabbat. En Vader, mag ons verander in terme van ons lewenswandel, sodat u daardeur vereer en verheerlik sal word. Dankie, Abba. Vader, dis ons gebed in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja, halleluja, halleluja. Loof sy heilige naam. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek glo hierdie woord het iets vir jou beteken. So mag jy absoluut geseënd wees op hierdie Shabbat. Van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.